Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Come on, say this for me. Your name is power, Jesus. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Miskien het jy vanmôre krag nodig. Sy naam is sterk genoeg. Miskien het jy vanmôre genesing nodig. Sy naam is genoeg. Miskien is jy vanmôre in 'n donker toestand in jou lewe. Sy naam is genoeg. Miskien is daar een of ander binding wat jou vashou, 'n sonde wat jou terughou om uit te breek in die heerlikheid van God. Sy naam is vir jou genoeg. Sy naam is oor alles. En elke knie gaan voor hom buig. Van hulle wat in die hemel is en hulle wat op die aarde is, en alles wat onder die aarde is, sal buig voor Jesus. Want daar is geen ander naam gegee waarder jy gered moet word nie, behalwe Jesus. Kan ons daai naam besing vanmôre en net sy naam groot maak? Kom ons sê dit weer vir hom. Thank you, Jesus. Lord, we worship you, Jesus. Mighty God. Come with you, come with you, Jesus. Thank you, Lord. So sing it ons vir asseblief. Your name is power. Yes, your name is power. Your name is healing. Your name is healing. Your name is life. Oh, your name is life, my Jesus. Break every stronghold. Every stronghold, Jesus. Lord, you can set all of us in the end of us behind us. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Kom ons sê dit nog een keer vir hom. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Vader, dankie dat daar 'n naam uitgeroep is vir elke kind van God. Die woord verklaar in die Ou Testament, sy naam is 'n sterk toring en die regverdiges vlug daarin en hulle word beskik. Ons kom vanmôre in aanbidding voor hierdie groot God. Ons kom roep tot die Here. Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Dankie Here dat ons U kan aanbid. Dankie dat ons die naam vanmôre net kan besing, Here, en kan verstaan dat elke knie gaan buig voor Jesus en almal wat U verwerp het gaan moet erken dat Jesus die enigste waaragtige God is en die ewige lewe. Ons loof U daarvoor en ons eer U, Here. Die woord verklaar sodat ons hom kan ken in die krag van sy opstanding. Here, ek wil bid, leer ons, Vader, want Paulus sê ek wil hom ken. Dat ons U kan leer ken, Here. Dankie dat U hier teenwoordig is. Dankie vir die Gees. Dankie, Here, vir hulle wat ons bedien het vanmôre ook so in lofprysing en aanbidding. Ek wil bid dat U elke besoeker vanmôre ryklik sal seën en dat U net die koninkryk sal laat kom.
dat U elke hart sal vasgryp, sal arresteer. En Hemelse Vader, dat U sal deurbreek, Here, soos 'n lig in 'n duister wêreld. Ek vra dit vanmôre, Here, nie omdat ons van die enigiets verdien nie, maar net omdat U 'n groot en liefdevolle en 'n genadige God is. En ons prys U daarvoor, Here, en die volk van die Here sê amen. Prys Here, baie dankie, julle kan julle sitplek neem. Hartlik welkom aan almal van julle. Ons dink ons gaan 'n braaivleis hou en dan gaan ons die hele gemeente hier hê. Nou sien ek die ouens, lyk my ons moet, weet nie, ons kan nie vis braai nie, dit gaan ook nou nie hier werk nie. Die pannekoek lyk my, werk altyd goed. Maar nou ja, julle is hier so en ek is baie dankbaar vir almal van julle wat besluit het om saam met ons ook hierna 'n bietjie tyd te spandeer. Ek is bly julle is vanmôre hier. Wie van julle sien uit na die woord van die Here? Amen. Prys die Here. God se woord is altyd goed. En elke keer as mens die woord lees, dan sien mens altyd iets nuuts en ons dank die Here daarvoor. Ons is baie bly Alicia is weer op die been, is nou wel op 4 bene, maar sy gaan aan. Laasweek was sy nie hier nie, so ons het daar gemis hier, so ons is bly sy is terug, die Here seën ook vir haar. Mag die Here vanmôre so spreek deur sy woord en mag hy vat van krag tot krag en oorwinning tot oorwinning en ook in die eie lewe. Daar waar jy is by die werk, laat die lig sal skyn en laat die Here jou sal gebruik, net soos jy is. Ek het al my lewe gesien, baie keer wanneer ons dit die minste verwag dat die Here my kan gebruik of gaan gebruik, dan doen die Here iets eintliks in ons lewe. En al is dit so iets kleins, die Here weet, wie moet hy stuur en wat moet hy doen. Jy weet, baie keer sê mense net een woord, jy sê 'n sinnetjie, en dan raak dit mense aan. En dit is wat vir my altyd so kosbaar is, mens weet nie, jy baie keer sê jy goed, en mens verstaan nie altyd, weet, wat jy doen, weet wat se effek het dit nie, maar eendag gaan mens weet. In die begin van die jaar, en ek het nou veel as jy stap jou swart vroukie in, en sy kom net en ek vra of my herken jy my na die tyd, ek sê ek herken jou nie. Sy sê ek het vir jou gewerk toe jy die restaurant in Sunnyside gehad het. Ek sê, wat is jou naam? Sy sê van die naam, ek sê, hoe kan ek jou vergeet? En sy het so skoon, mooi, ronde gesiggie en sy is so mooi aangetrek die oggend. Sy sê, ek het net vandag gekom om vir jou te vertel. Ek soek jou al 20 jaar lank. En my seun het jou gisteraand op Facebook gesien. Toe vra hy vir my, maar is dit nie hierdie pastoor wat jy soek nie? Toe sê sy, ja, dis hy. Toe kom sy met die taxi hiernatoe. En sy sê vir my, jy weet dit nie. Al die getuienisse wat jy gebring het, terwyl ons daar gewerk het en hamburgers gemaak het, en kyk, ons kon hamburgers maak hoor. Ons het die beste hamburger altyd in die stad gehad. Hierdie ouens dink hulle is kwaai nou, ons is al daai jare kwaai. Ons het die eerste drive-through takeaway gehad, maar dit wou nie werk in Suid-Afrika nie, want die ouens was net te konservatief om te dink jy kan deur 'n venster bestel. Vandag doen almal dit. Almal is te lui om nou uit te klim. Maar daar het ons getuig van die lig van Christus. En daai oggend toe kom sy net vir my te sê, ek het die Here gevind op grond van die getuienis wat jy gelewer het. Is dit nie groot en goed nie? So gaan jy eendag in die hemel kom en dan gaan jy mense daar sien wat jy dalk nie eens ken nie, maar wat tot bekering gekom het net deur iets wat jy vir hulle gedoen het. En mense, ek wil vir jou sê, doen goed aan mense. Doen goed aan mense. So ver soos jy kan. Jare gelede, toe stap jy 'n ou oomie by die kantoor in, maar hy was soos 'n stokoud. Kyk, ek is al oud, maar hy was stokoud. So lang maar oomie met so 'n ongeskeurde baard, ek kan sien dat hy trek finansiëel baie swaar en dit gaan nie baie goed met hom nie. En hy stap hier in, hy het 'n klomp penne en potlode wat hy kon verkoop om 'n geldjie in te kry, en kom hy by die kantoor en almal aan die kantoor sê, ag Jesus oom, ons het nou nie regtig 'n behoefte vir dit nie. En ek stap na die oom, ek sê, oom, wat wil jy vir hierdie goed hê? Koop dit. Ek sê vir Christa, betaal hierdie goed. Ek sê, wat gee jy met hierdie goed maak? Ek sê, gee nie om, die woord van die Here sê, maak vir jou vriende deur die onregverdige mammon. So jy moet dit altyd onthou, maak vir jou vriende deur die onregverdige mammon. Waar jy in mense se lewens belê, sal mense sien dat jou hart oop is vir hulle. Moenie dat mense jou uitbuit nie. Hulle gaan probeer en party gaan dit regkry, maar moenie daaroor te veel bekommerd wees nie. Doen jy wat jy voel die gees van die Here sê vir jou. Party mense hak vas en sê hulle, weet jy, ek het vir jou gegee en toe doen hy dit. Ek weet nie hoekom ek dit nou vanmôre hier sê, want dis nie op my preek nie hoor, maar ek wil dit vir jou sê. Eendag staan ek in die garage en ek werk. En daar kom 'n swart man by my aan en daar staan 'n klomp
koeldrankbottels so langs die ry af, so langs die muur afgepak, maar 'n klomp glasbottels en daar staan 'n krat en hy kom en hy sê, hoorie, kan ek nie hierdie koeldrankbottels kry nie? Ek sê, man, jy gaan dit verkoop en gaan jy drank koop. Want ek kan sommer sien in jou oë, jy's lekker getwilight. Ek weet as dit is twilight, maar daai het hulle so gepraat. Hy sê, nee, Maruti, ek gaan niks daarmee maak nie, ek gaan hierdie goed nou inruil, dan gaan ek kos koop. Ek sê, okay, jy kan dit almal vat. Maar ek sê nou vir jou, as jy lieg, gaan die Here jou uitsort. En hy laai dit hy vat dit, dink in 'n plastiese sak gevat. Hy vat die krat, ek sê los die krat. En hy laai die klomp bottels in 2 plastiese sakke wat hy so in sy hand, was 'n klomp bottels gewees. En hy groet my en hy loop daar in die straat af en hy was nie meer as 50 meter weg nie en al 2 sakke geskeur gelyktydig en al die bottels val op die grond in stukke. En hy kyk vir my om en wys hom, ek het jou gesê, in die volgende oomblik toe hardloop hy. Toe sê nee, wag, hier moet hy nie kom speel nie. Jy moet nie bottels kom steel nie. Dit gaan nie werk nie. So doen goed aan alle mense, julle. Ons het nou so 'n geval wat ek net weet, ons moet net hierdie mense help, hierdie persoon help. En julle, ek weet nie of jy al op 'n posisie was waar jy nie weet hoe om wat te doen nie. Maar ek en jy kan 'n verskil in ander mense se lewens maak. Kom ons doen dit. Al is dit gering, jy kan dit doen. Prys die naam van die Here. Ek gaan vir julle vanmôre bedien. Ons het nou die braai, die gesinsdag hierna en soos wil nou nie baie laat hier uitkom sodat u nou nie daar by mekaar ook kan kuier nie. Ek weet daar's baie goed in die Mara ook vir die kinders, huiswerke en allerlei eksamengoed en goed wat gedoen moet word. En ek wil graag vanmôre vir jou bedien uit 3 skrifte uit. Maar ek gaan nie fisies op hierdie skrifte stil staan nie. Dis my basiese skrifte. Ek gaan vandag net 'n fondasie lê. Want ek wil hê jy moet verstaan dat daar sekere dinge in die Bybel wat ek nie net sommer so op die horison kan vat nie. Dis 'n bietjie dieper as net hier. En ek kan nie altyd net met my verwysingsraamwerk oor 'n ding redeneer nie. Ek moet weier kyk na dit. Maar voordat ek dit gaan doen, gaan ek vra dat William vir ons vinnig hier na vorentoe kom. Pastor William, kom vinnig hier na vorentoe asseblief. En dan sit jy net, hy wil vinnig net 'n getuienis lewer, ek het nou amper vergeet. Hier staan 4 op hierdie houertjie, kan julle hom vir my aansit? As hy, dankie Jacques. Dankie pastoor. Nie my hoor. Ek wil net so iets met julle deel. So 'n paar weke terug, pastoor ken vir Jimmy en Magda. Hulle bly in Abu Dhabi. En Jimmy vra my om vir hulle sy sussie se kleindogter, sy is 5 jaar oud, sy het limfklierkanker, te gaan bid. Nou 5 jaar oud. Siekte diskrimineer nie op ouderdom, nie op niks nie. En hierdie kind is 5 jaar en ek en Shamaine ons in ons Bybelstudiegroep en ons het mense begin opkommandeer om te begin voorbidding doen en pastoor wat jy net nou gesê het is so waar. Partykeer is dit nie wat jy sê nie. Ja, nee, so. Jy moet opdaag. Jy moet opdaag. En hierdie meisietjie, en julle kan aanhou vir haar bid, haar naam is Leanne Kriel. En ons ry die dag, ek stuur die oggend vir pastoor 'n boodskap, ek sê jong, ek gaan vandag vir hierdie meisietjie bid. Kan jy die ander vra om net ook saam met ons te bid? Want ek en Shamaine gaan vanmiddag na werk, gaan ons gesin doen. En ons ry hier in Sinnewil. Nou hierdie, ekskuus vir julle wat hervormers is, ek was een. Ek is baie lief, Here is ook lief vir hervormers. En ek ry daar so in daai straat af wat ons na hulle toe gaan en die Here sê vir my, jy moet hierdie kind alleen kry. Nou dink ek, ek kan mos nou nie vir die kind se ouers sê, hoor jy, ek soek haar alleen nie. Hy sê jy moet haar alleen kry. 'n kind van 5 jaar, daar's 2 goed wat jy moet leer uit hierdie ding uit. Die een ding is, 'n kind se gees is een met God se gees. Tweede ding is, die woord sê, dat die engele van kinders verskyn daagliks voor die aangesig van God, ja, dit is so, om verantwoording te doen. Yes. Elke dag voor die aangesig van God. En nou staan ons daar, nou
Ja, hulle het nou seker maar geweet ons kom en die oupa's daar en die ma en die pa en die boetie en die sussie en die vriendin en almal is daar en ek en Shamaine, nou dink ek, o, jy's nou so 'n hele volk hier. Nou moet ek hierdie kind alleen kry. Staan daar so en ek sê vir die pa, ek sien daar so 'n tuintjie daar agter. Ek sê, is dit oukei met jou as ek net so met haar loop? Ek wil net 'n bietjie met haar gesels. Nee, sê hy, is reg. Nou stap ons, nou is daar sulke trappies soos hierdie. Nee, ek het in my lewe nog nie so iets beleef nie. Ons stap, ek gaan sit daar op die trappie en ek sê vir haar, sit hier langs my skat. Weet jy, die mooiste kind. Elke ma en pa se kind is mooi, maar hierdie kind is amazingly mooi. En ons sit daar en ek vat die salfolie en ek salf haar in die naam van Jesus Christus. En ek sê vir haar, hoorie, so weet jy hoekom is oom hier so? Sy sê vir my, ek weet oom. Sy sê, hoekom is ek hier? Sy sê, jy bring liewe Jesus hier naartoe. Ek sê, hoe weet jy dit? Sy sê, want hier staan hy. Sy sê, hier staan hy. Ek sê, weet jy hoekom is hy hier? Hy wil vir jou ietsie kom sê. Sy sê, nee, sy weet. Ek sê, wat sê hy? Sy sê, hy sê, ek gaan gesond wees. Hy sê, ek gaan gesond wees. Weet jy, ons moet net opdaag. Ek het nie 'n woord gebid nie. Nie 'n woord nie. Ek het net opgedaag, waar God gesê het, wees daar. Toe ek terugloop, toe staan hy meisietjie se gesig hier so opgehelder. En ons loop terug en Shamaine was binne by die ouers nog, sy daar by hulle gestaan en ons gaan na binnekant en die Here sê bid vir hulle, want is hulle wat dit nodig het. Dis nie sy nie. Ek het klaar met haar gewerk. En ek prys nie die Here vir dit, dit is die grootste experience, dit is so amazing. Ja, wonderlik, prys om die dit te Here. kan weet, dankie Here. Baie dankie, pastor. God is groot en hy is? Ja, loof die Here. Ja, die Here werk op sy eie manier, dit het ek al geleer. Kom ons kyk na 1 Tessalonisense, die 5de hoofstuk. Tessalonisense 5 vers 1 tot 6. En daarmee saam 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 4. Maar oor die tye en die geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie. Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here, sê die dag van die Here, kom soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou. En hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle broeders is nie in die duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Daarmee saam 2 Tessalonisense, die 2de hoofstuk, vers 1 tot 4. Maar ons vra julle broeders, set 1 of 2 bladsye aan, maar ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom. Om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief, wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Die teestander van hom wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. En daarmee saam Matteus 24 vers 3. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen hom,
En sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees en wat is die teken van u koms? Wanneer sal hierdie dinge wees en wat is die teken van u koms? Vader, ek wil bid dat u vanmôre, Here, ook hierdie woord in ons hart sal seën. U woord is altyd geseënd. Maar Here, daar is so baie dinge rondom u wederkoms. Dit is so wyd uiteenlopende onderwerp, Here, dat dit dikwels moeilik is om perspektief te behou. En ek wil bid dat u vanmôre, Here, ook vir ons sal help om hierdie paar punte wat ek vanmôre oor gaan praat, Here, net in ons hart te bewaar. Here, is 'n deel van ons wapenrusting ook in hierdie tyd waarin ons leef. Want as ons kennis het in die woord van die Here, dan is dit moeiliker vir die vyand, Here, om ook vir ons in 'n rigting te stuur wat ons nie moet gaan nie. Daarom wil ek bid, Here, dat u ons genade sal gee en dat u vanmôre sal spreek deur lippe wat hakkel, deur die onvermoë van 'n mens. Ek vra dit in Jesus se almagtige naam en ek dank u daarvoor, Vader. Amen. Ek gaan 'n paar boodskappe, ek weet nie hoeveel nie, ek het nie regtig beplan om 'n hele reeks oor dit te bedien nie. Want as ons na die totale onderwerp van dit gaan kyk, gaan ons seker op 6 of 7 of 8 weke besig wees met dit. Ek sal kyk wat die Here vir my sê in hierdie week. Maar ek wil bedien rondom die reeks wat sê, wat sê Jesus oor sy wederkoms? Nie wat sê 'n kerk nie, nie wat sê 'n prediker nie, nie wat sê ons in ons denke uit die teologiese kant, maar wat sê Jesus oor sy wederkoms? En ek dink dit is vir my die maklikste manier om hierdie onderwerp te vat en dit by u uit te kry. Wat sê Jesus? Want wie gaan beter wees, wie gaan beter weet oor sy weerkoms as hy self? So ons gaan kyk na dit, maar voordat ek vanmôre by dit gaan begin, wil ek letterlik met jou praat oor 'n inleiding wat jy eintlik eers agter die blad moet kry om die totaliteit van die wederkomsboodskap in sy geheel eintlik te kan ondersoek. So ek gaan 3 hoofstroomsieninge vir jou vanmôre gee dat jy dit in gedagte kan hou wanneer jy die skrifte met betrekking tot die wederkoms lees. Want dit is so dat kennis bring vir jou gesag, dit bring vir jou mag. En is noodsaaklik in die woord van die Here, want sê die Here nie dat julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie. Nou julle, daar is wyd uiteenlopende onderwerpe, lewensonderwerpe in God se woord wat ek kan ondersoek in my spesiale behoefte of plek of ruimte in my lewe waar ek is, om jou te rig. En dit is so dat die Bybel, die omvang van die Bybel is so geweldig groot dat dis net asof 'n mens baie keer eintlik uit jou skoene uitgeblaas word met hierdie inligting, want jy lees nou 'n vers en dit beteken nou nie vir jou iets nie, maar oor 5 weke lees jy dieselfde vers en dan skielik gaan daar vir jou iets open en jou hele lewe verander op grond van 1 vers of 1 woord wat jy daar lees. So ons moet onsself toerus rondom die lewe uit die woord van die Here uit. En julle elementêre beginsels is, wat sê God oor finansies in die woord? Wat sê God oor kinderopvoeding in die woord? Wat sê God oor vergifnis in die woord? Wat sê God oor liefde in die woord? Wat sê God vandag oor sy godheid in die woord? Wat sê God vir ons deur sonde vergifnis in die woord?
Wat sê God vir ons oor die koninkryk van God in die woord? So kan jy sien, hier kom sommer net 'n klomp goed in my hart op, wat in die woord iewerster is daar die beginsels vasgeteken, dat ek en jy dit kan verstaan. Maar omdat ons hierdie dinge nie navors en begin soek in ons lewe nie, is dit eenvoudig net so, dat ons eintlik gebrekkig is met betrekking tot kennis, en daarom sê die woord van die Here, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie. En julle, ek sê nou vir jou, dit gee nie om wie dit is nie, daar is mense wat briljant is, in hulle brein vermoë, wat goed kan memoriseer en dinge kan onthou, almal is nie daar nie. Ek moet nogal redelik hard werk, om sekere beginsels te leer en in my hart te kry. Hoekom? Ek is nou nie die domste ou of die stomste potlood in die pakkie nie, maar ek is ook nie die skerpste potlood in die pakkie nie. Maar ek het daarom die gees. OK? En dit is eintlik al wat jy nodig het. So ons moet vanmôre verstaan, wat sê die Here oor sy wederkoms? So ek wil vanmôre begin deur hierdie 3 hoofstroomsieninge vir jou saam te vat, sodat jy kan verstaan, hoekom is daar verskillende sieninge met betrekking tot die wederkoms. Wie van u weet, daar is verskillende sieninge oor die wederkoms van die Here? So ons gaan vanmôre net in 'n neutedop kyk na, en ek het nie baie tyd op hierdie inleiding spandeer om die beginsels in sy fynste detail te ontleed nie, want ek dink nie dis nodig vir julle om al daai goed te weet nie. Maar ek gaan vir julle 'n basis gee, sodat jy vanuit daai basis uit kan begin redeneer. Nie met ander mense nie, want ons wil nie in allerhande woordestryd betrokke raak nie, maar met jouself kan begin redeneer uit die woord van die Here uit. Dat God jou kan lei. So daarom wil ek dan die titel vanmôre noem, 3 hoofstroomsieninge, om jy moet dit in gedagte hou. So met die kontroversie, en hoekom wil ek hierdie goed vanmôre bedien? Hoekom voel ek gelei om dit te doen? Met die kontroversie rondom die wegraping en die feeste van Israel wat oor die afgelope paar weke omtrent die Christene gedomineer het. Nou wie van die weet daarvan? Kom aan, as jy weet daarvan, steek ek jou hande op asseblief. Gesprekke oor Jesus se wegraping. Dinge wat die wêreld gedomineer het, en julle, dis nie net in Suid-Afrika nie, dis oral. So daar het 'n klomp goed gebeur oor die afgelope tyd, en datums was deurgegee, en dit het so impak gemaak, dat ek gister het ek met 'n vrou gepraat, wat saam met 'n stel werk wat daar by ons was, en op 'n stadium in hierdie gesprek, toe sê die vrou vir my, okay, maar wat dink jy nou van dit wat gebeur het in hierdie week? So kan jy sien dat hierdie hele konsep van die kontroversie rondom die wederkoms van Christus veroorsaak in die harte van mense baie dinge. Dit kan vrees opwek, dit kan valse bekerings tot gevolg hê, dit kan 'n klomp dinge werk wat eintlik onnodig is, dit kan skeuringe bewerk binne die liggaam van Christus, en dis nie wat ons wil hê nie. So, hierdie hele onderwerp het, in besonder in Suid-Afrika, ons land gevlat. Ek kan nie vir jou sê hoeveel WhatsApps het ek daaroor gekry, en hoeveel WhatsApps moes ek antwoord, en mense se kommentare oor dit, en pastore se kommentare oor dit, en almal wil iets sê daaroor, en op die ou ende weet jy nie wie sê wat nie. Kom aan. So ek het gevoel vanmôre om jou toe te rus, met dit wat ek weet. Daar's ander gebiede in die woord dat ek dalk baie skerper is as hier. Maar ek wil hê jy moet hierdie beginsels ken. En dit is hoekom ek voel dat jy moet weet wat hier aangaan. Ek wil hê jy moet mooi verstaan. Pastoor, hoekom het jy nie voor die 25ste oor dit gepraat nie? Want deur Jesus kan enige dag kom. Het julle gehoor wat ek sê? Deur Jesus kan enige dag kom. Hy kon die 25ste gekom het, nie op grond van wat mense gesê het nie, maar op grond van sy wilsbesluit. Het jy gehoor wat ek sê? Hy kon die 24ste of die 23ste kom het, net omdat hy dit besluit het. Nie omdat mense dit voorspel het nie. So God se wederkoms
moet ek en jy verstaan, kan enige dag in ons lewens plaasvind. Maar daar's 'n ander beginsel wat ek moet bewaar. Ek kan nie sit en wag vir die wederkoms. En dan uiteindelik so wag vir dit en ander goed ly skade nie. In Paulus se tyd was daar 'n klomp mense wat op die stoep gesit het. En die Bybel sê hulle het opgehou werk. Kom aan. Hoe weet ek dit? Want Paulus sê, jy wat nie werk nie, moenie eet nie. Hoekom het hy dit gesê? Want daar was mense wat gewag het, elke dag op hulle stoeltjie gesit het, stoeltjie, ek kan reg praat, nie sarkasties wees hier nie, daar by die voordeur en uitgekyk het na die wolke of Jesus gaan kom, want hulle het hom net al verwag. En so het hulle uiteindelik al hoe leier geword, dat ander mense vir hulle moes begin sorg het. En Paulus spreek hulle aan daaroor. So verstaan vanmôre baie mooi dat Christus kan enige dag kom, maar meer is dit. My ma het 'n maandag, het verlede maandag, nie die maandag toe, die vorige maandagoggend opgestaan, 7:30 sy daar in die gang afgekom. Sy is 92 jaar oud. Julle dink ou mense slaap, sy slaap nie. En ek het vir haar gesê, ma, gaan lê nog 'n bietjie. Want is te vroeg. Ek moet nog vir Justina gaan haal en Christel moet nog die dogters klaarmaak, sy is besig met hulle en hulle moet skool toe gaan. Sy was heeltemal fyn. Sy het omgedraai en weer gaan lê. En die 11:30 daar die môre, toe kry sy, dit lyk asof dit 3 beroertes is. En haar totale bestaan word geaffekteer in een oomblik. Dat sy tans in die hospitaal lê, nie meer registreer nie, haar oë is oop. Sy het die gebruik van haar arm verloor. Haar spraak was toe al aangetast voordat ek die ambulans gekry het om haar hospitaal toe te neem, in een oomblik so. Jy kan in jou kar ry en 'n motorongeluk kan jou tref en jy kan sterwe, dan het Jesus in effek vir jou gekom. Het jy gehoor wat ek sê? So dit help nie ek beredeneer wanneer gaan hierdie dag wees, maar ek dink nie daaraan dat my dag kan vandag kom nie. Dis 'n onverskillige siening. So ek en jy moet verstaan dat Jesus kan enige dag kom, en ek het gewag totdat die 25ste verby is, want dan is die gesprekke wat daar was verby, en die feite is op die tafel, en ons kan dit aanspreek sonder om iemand te benadeel. Want dis nie my doel nie. Die man wat hierdie kontroversie veroorsaak het baie jare gelede in hierdie kerk gesing. Dit was die persoon wat hierdie kerk so vol gemaak het, dat ek sitplek hier ingedra het. Hier was nie ruimte in hierdie kerk vir nog 'n muis nie. Het daai man, hoekom? Want hy het Jesus gedien en hy dien hom vandag nog. So luister baie mooi, kind van die Here. God wil jou toerus vanmôre in hierdie paar basiese goed. Nou, ek gaan nie vandag tyd hê om in diepte te praat oor Jesus se wederkoms per se nie, omdat dit 'n omvattende onderwerp is, met wyd uiteenlopende interpretasies van die skrifte om die verskillende sieninge binne die Christelike kerk te verdedig. Maar ek kan nie vanmôre vir jou net een standpunt gee nie. Jy is mos nie 'n dummy nie, ook nie 'n dommie nie. Baie keer domineer ons mense met ons siening. Maar ons moet mense geleentheid gee om self te kan kies.
en self te kan navorsing doen en self te kan kyk. Hoe sien hulle dit? Ek gaan volgende met jou praat en net 'n inleiding gee. Daar is 3 hoofstroom sieninge ten opsigte van die wederkoms. Hoeveel hoofstroom sieninge is daar? Ek hoor nie? 3. Maak so. Okay. Daar's 3 hoofstroom sieninge en dit kan jy op die internet gaan opsoek. Jy gaan dit kry daar. It's easy. So met ander woorde, daar's 3 lyne met betrekking tot die wederkoms wat hulle beskou, ek praat van die teoloë, as die hoofstroom gedagtes, sieninge, teologiese interpretasies van die wederkoms van Christus Jesus. En ek wil dit vanmôre gebruik as 'n vertrekpunt om met jou te praat oor wat sê Jesus oor sy wederkoms. In Openbaring 20 vers 1 tot 3 lees ek die volgende. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdal met die sleutels van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is. Dis baie interessant in hierdie skrif in Openbaring dat die verwysing na die duiwel is draak, ou slang, duiwel in een skrif en Satan. Hoekom doen God dit? Sodat ek en jy nie hoegenaamd kan wonder van wie hy praat nie. Want jy mag hom dalk vandag ken as die duiwel, want jy het so groot geword. Daar's ander mense wat hom ken as die Satan. Dan is daar die wat hom ken as die ou slang, of die slang. En dan is daar selfs die wat hom beskrywe as die draak. En hier kom Johannes en hy profeteer hier die hele gedeelte en hy sê, ek het 'n engel uit die hemel sien neerdal, 'n engel van God af, met die sleutels van die afgrond en die groot ketting in sy hand, en hy het die draak gegryp. Wie is die draak? Die ou slang, wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank. So wie word gebind 1000 jaar lank? Die Satan, wie die duiwel is, wie die ou slang is, maar wie ook die draak is. Is julle met my? So as geen twyfel oor wie gaan gebind word oor hierdie 1000 jaar waarvan hy hier praat nie. En hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit, want hy het die sleutels in sy hand. En dit bo hom verseël, sodat hy, en dis die purpose, die doel, sodat hy die nasies nie meer sou verlei nie, totdat die 1000 jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan 'n kort tyd ontbind word. Wat sê daai skrif vir my en jou? Daar gaan 'n tyd aanbreek wanneer God 'n engel gaan stuur om die duiwel, wie ook 'n gevalle engel is, hy's eintlik 'n gerub gewees, Satan, Lucifer. Met ander woorde, om hom te bind en in die afgrond te gooi en dit te verseël vir 1000 jaar lank, met die doel dat hy nie verder die nasies, die mense kan verlei nie. Is julle met my daar? Dis daar staan. Maar wat gaan daarna gebeur? Hy gaan sê hierdie skrif vir 'n kort tydjie losgelaat word.
So met ander woorde, daar gaan dan na die 1000 jaar, breek daar 'n tyd aan, wanneer hy weer losgelaat sal word, maar die Bybel sê vir 'n kort tyd. Nou julle, 'n kort tyd in die Bybel is ook relatief. Ons weet nie hoe lank dit is nie. Maar die 1000 jaar word uitgespel. Ons weet hoe lank is 1000 jaar. Dis 'n millennium. Okay. Ons noem hierdie 1000 jaar, in die teologiese wêreld praat ons van die 1000-jarige vrederyk. So met ander woorde, wanneer die duiwel gebind is, nou julle dink net 'n bietjie vir jouself, die duiwel is nie meer daar om in 'n ou se oor te fluister, gaan steel jou kar nie. Die duiwel is nie meer daar om jou te kry om sonde te doen en allerhande jou gedagtes te infiltreer dat jy kan sukkel met dit nie. Dink 'n bietjie, hoe sal dit, gaan dit nie lekker wees nie. Okay? Met ander woorde, ek en jy gaan, die mens, gaan vry wees van dit wat hom eintlik bind. Okay. Ons noem hierdie 1000 jaar die 1000-jarige vrederyk of Jesus se millennium heerskappy. Hoekom 'n millennium heerskappy? Want dit is 'n 1000 jaar. Is julle met my nog hier? Okay, julle is almal daar. Okay, as jy dit het, steek op jou hand dat ek sien. Maak so, hou dit. Okay. Hoeveel hoogstroomsieninge is daar? Prys die Here. Hoe lank is die vrederyk? 1000 jaar. Hoekom gaan dit 'n vrederyk wees? Die duiwel is gebind. Het julle dit? Okay, mooi man. Prys die Here. Ons noem hierdie 1000 jaar Christus se millennium heerskappy. Vers 4 tot 6 sê die volgende. En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit. En aan hulle is die oordeel gegee, en ek het die siele gesien van die wat onthoof is. So hier sien jy die tafereel wat hom hier afspeel. Daar was trone neergesit, en daar was iemand op die trone gewees wat 'n oordeel sal vel. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is. Oor wat? Nommer 1, die getuienis van Jesus. En oor die woord van God. En oor die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie. En die merk van hierdie dier op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie. So kan jy sien dat hier's 'n klomp redes hoekom hierdie mense éventueel in hierdie posisie is dat hulle nie veroordeel is nie. Hulle gaan, omdat hulle Jesus se getuienis bewaar het, omdat hulle die woord van God, hulle word uiteindelik geonthoof, sê die skrif, as gevolg van die getuienis van Jesus, as gevolg van die woord van God, as gevolg van die feit dat hulle die beeld van die dier aanbid het, en as gevolg van die feit dat hulle die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie. Julle, hoekom 'n merk op die voorkop en op die hand? Wat is die purpose? Ja, die nuwe tegnologie sê dat almal van ons scan mos deesdae. Ek sien deesdae loop hulle met 'n horlosie en scan hulle hom so teen 'n til en dan woeps, dan gaan die ding deur. Okay, ek sal nogal bang wees om dit te doen, maar die jonger generasie doen dit. Alles gaan oor scan. QR codes, al die goed. So hoor baie mooi. Die merk van die bees, die merk van die dier op die voorhoof of op jou regterhand. Hoekom? Nou sê die ouens dat dis die plek, daai ding werk met 'n lithium battery en dis die plek waar die meeste uitryding van hitte plaasvind wat hierdie battery kan laai. So dit is die tegniese aspek van dit. Maar dis nie die purpose nie. God sê, Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God aanbid en hom alleen lief hê. Gaan hy aan. Dit moet jy jou kinders leer wanneer jy op die wa is, wanneer jy by die huis is. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en al jou krag. Han sê hierdie liefde moet so groot wees
dat wanneer jy gaan bid, dan het die Jode 'n gebedsband op hulle voorhoof gesit. Dit is 'n leertassie met 'n klein perkamentrolletjie in, en op hierdie perkamentrolletjie het Deuteronomium 6 vers 4 gestaan: hoor Israel, die Here jou God is 'n enige Here. Jy mag jou nie buig voor geen ander God nie. Elke dag op sy kop het hy daai ding gedra as hy in aanbidding kom. Hy het 'n gebedsband om sy hand gebind hierdeur so met daardie woorde van Deuteronomium 6 vers 4 hier op sy hand. So wanneer hy bid en sy hande opsteek, dan erken hy, daar's geen ander God om te aanbid nie, behalwe die enige waaragtige God en Jesus Christus wie hy vir ons kom stuur het. So kan jy sien, kind van die Here, daar's 'n doel, daar's 'n purpose. Hoekom wil die duiwel 'n merk op jou kop maak? Hoekom wil die duiwel 'n merk op jou regterhand? Hy soek die aanbidding wat God toekom, want daarom is hy die hemel uitgegooi, man. Dis wat hy soek. Presies dieselfde, hy kan niks uitdink homself nie, hy miek alles wat God doen, en hy mislei die mense daardeur. Hy wil aanbid word. En om dit te kan doen, gaan hy 'n merk op jou kop sit, sodat jy moet erken dat jy aanbid hom. Jy gaan 'n merk op jou hand hê, wat gaan erken jy aanbid hom. Ek hoop nie julle nie, ek bedoel jy die mensdom. Okay? Is julle nog by my? Goed. Hulle is onthoof, omdat die merk op hulle voorhoof en hulle hand nie ontvang het nie, en hulle het geleef. Hoor mooi, hierdie mense, wat hulle lewe afgelê het vir die woord van God, vir die getuienis van Jesus, omdat hulle die dier nie aanbid het nie, omdat hulle die merk nie aanvaar het nie, hulle sal leef. En as konings regeer, back to square one, back to Genesis 1 vers 26, to rule, to have dominion, en hulle sal as konings regeer, saam met Christus, hoe lank? Ek hoor nie. As nou wil jy, is dit reg. Jy het nou lank in die tand, jy behoort daai skrif kwyt te ken. 1000 jaar lank. So dis die 1000 jaar weer. So hoe lank gaan hierdie mense wat leef, hoe lank gaan hulle regeer? 1000 jaar lank. Let op vers 5. En die ander dode het nie herleef nie. Onthou, hulle is onthoof. Hulle is gesterwe vir hulle getuienis. Wat gaan met hulle gebeur? Hulle sal leef. Maar die ander dode, wat die merk gevat het, wat die getuienis van Jesus nie lief gehad het nie, wat die woord van God nie geag het nie, hulle sal nie herleef nie. Okay? Dis 'n interessante stelling. So kan jy sien, daar gaan mense wees wat gaan lewe, maar daar gaan die wees wat, al het hulle die eerste dood gesterwe, nie gaan lewe nie. Nie tot die wat ek nou gelees het nie. Julle gaan nou sien wat hier gebeur. Is julle met dit? Die wat Christus lief gehad het, wat hulle lewe vir God gegee het, hulle sal leef. Die ander skrif sê herleef. Maar die ander gaan nie herleef nie. Dis die twee pole. So met ander woorde, daar gaan mense uit die doodtyd opstaan en ewig saam met Christus lewe, en dan gaan daar mense wat in die dood is, nie opstaan tot die ewige lewe in Christus nie. En die ander dode het nie herlewe, nie opgestaan nie. Nou is daar 'n draai in hierdie vers. Tot
dat. Totdat wanneer? Ek hoor nie. Totdat die 1000 jaar, hoor mooi, voleindig is nie. Die een klomp gaan opstaan tot die lewe, vir 1000 jaar saam met Christus regeer, maar die ander klomp gaan nie herlewe totdat die, of alvorens die 1000 jaar nie verby is nie. So gaan die ander klomp ook opstaan? Yes. Maar wanneer? Aan die einde van die 1000 jaar. Maar nie tot die lewe nie. Tot die ewige dood. Daarom sê Daniël die 12de hoofstuk vir ons, en hulle sal opstaan tot die ewige lewe en ander. Hy sê hulle sal opstaan uit die stof van die aarde tot die ewige lewe en ander tot die ewige dood. So kan jy sien, almal gaan opstaan. Maar die een klomp gaan voor die 1000 jaar opstaan, en die ander klomp sal aan die einde van die vrederyk, gaan hulle eers opgewek word. Nou julle, dis die enigste 2 opstandings wat ek sien. Daar's nie 'n ander opstanding nie. So met ander woorde, die mensdom is beskore deur jou eie keuse wat jy maak. Kan jy opstaan as jy Christus kies voor die 1000 jaar, of jy gaan na die 1000 jaar kan opstaan, maar verdoem tot die ewige dood. Is julle by my? Dis die 2 pole waarmee ons werk. Dis duidelik dat daar 1000 jaar voor lê waar Jesus op die aarde as koning sal regeer. Vanuit hierdie konsep, hierdie verwagting, is daar nou 3 primêre sieninge. En dis 'n moeilike woord in Afrikaans, mens val oor jou eie tong. Die eerste een is pre-millennialisme. Dit moet nie sê nie, want jy knoop jouself, tensy jy Afrikaanse onderwyser is. Okay. Wat beteken pre? Voor. So met ander woorde, voor die 1000 jaar, dis die eerste siening. Die wederkoms gaan plaasvind, sê hierdie groepering, of hierdie siening, voor die 1000 jaar. Pre. Okay. Wat is die opsomming? Wat sê hulle? Die wederkoms gaan kom voor die 1000-jarige vrederyk. Jesus kom voor die 1000 jaar begin, nommer 1. Nommer 2. Hy vestig 'n letterlike koninkryk op aarde. Of sy koninkryk vestig hy letterlik op aarde. Die derde ding is wat hulle sê. Satan word fisies, hy word letterlik gebind vir 1000 jaar en uit die equation uitgehaal. Die vierde ding is, daar sal wêreldwye vrede wees en geregtigheid in hierdie 1000 jaar. Aan die einde word Satan, van die 1000 jaar word Satan losgelaat vir 'n kort tyd. Daar is 'n finale rebellie van sy kant af, dan kom die finale oordeel en die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dit is wat hierdie ouens sê. Okay, het julle dit? Die volgende groepering is post-millennialisme. Pre beteken voor die 1000 jaar. Wat beteken post? Agter, na die 1000 jaar. So die tweede groepering van mense, die tweede hoofstroom siening, is dat die wederkoms gaan eers plaasvind as die 1000 jaar voleindig is. Die eerste het gesê, die wederkoms gaan plaasvind reg voor die 1000 jaar en Jesus gaan op die aarde regeer met 'n klomp van sy mense vir 1000 jaar lank. Paulus sê, nee, Jesus gaan eers kom aan die einde van die 1000 jaar. So met ander woorde,
daar gaan 1000 jaar wees, wat dan uiteindelik na dit gaan die Here Jesus kom. Jesus kom na die 1000-jarige vrederyk. Kom ons kyk, wat is die pros en cons rondom dit? Die 1000 jaar, en hoor wat noem hulle dit, 'n goue era van Christelike invloed op die aarde. Nie noodwendig 'n letterlike 1000 jaar nie, maar geestelik of simbolies. So met ander woorde, hierdie groep ouens sê, die 1000 jaar kan vertolk word as simbolies of geestelik, maar dit gaan oor die Christelike invloed wat van daardie tyd na Jesus se opstanding tot aan die einde die wêreld gaan transformeer. OK, soos wat hulle sê. Die wêreld sal geleidelik verbeter, soos die evangelie versprei word en die nasies sal tot geloof kom. Nou julle, het dit tot 'n mate gebeur, ja of nee? Kom aan. Hoekom sê julle so? Want die kerk vandag is baie groter, hy's dalk nie heiliger nie, as wat hy was in daai jare. Die impak is wêreldwyd. Gaan verkondig hierdie evangelie in Jerusalem, Judea, in Samaria, kruiskultureel, en tot aan die uiterste van die wêreld. Ek het in 1999 'n konferensie bygewoon, hulle die COVID-konferensie genoem, daar was 6000 predikers bymekaar. En hulle het navorsing gaan doen in daai jare 1998, 97 daar rond, en in daai konferensie kom, ek dink is 98 of 99, ek kan nie onthou nie. Toe het hulle 'n boek vrygestel, net so 'n boekie, en hulle het dit genoem die 100 minder bereikte volke in die wêreld, waarvan 90% in die 1040 venster lê op die wêreldkaart. Met ander woorde, is alles hier oor die Midde-Ooste, in Afrika, as jy die wêreldkaart voor jou het. Almal moslimlande. So wat het hulle gesê? Hulle noem dit nie die 100 onbereikte volke nie. In die laat 90's het hulle dit genoem die 100 minder bereikte volke. Want daar was al sendelinge daar. Die woord is al daar verkondig. Hulle het al die evangelie daar versprei. Daar is enkele Christene onder hulle, maar daardie stamme, nasies, volke wat daar is minder bereik. Hulle het nog nie die Here in sy totaliteit aangeneem nie. So, hierdie stelling wat hier gemaak word, dat die kerk gaan 'n invloed, 'n positiewe invloed op die wêreld hê, is tot 'n groot mate korrek. OK? Daar sal wêreldwye vrede wees en geregtigheid in hierdie 1000 jaar, en is dit nie waaroor hulle nou nog werk nie? Dit is mos wat moet gebeur, daar gaan iemand opstaan, dis waarvoor die anti-kris daar gaan wees. Die 5de ding is, aan die einde word Satan losgelaat vir 'n kort tyd. Daar is 'n finale rebellie, dan kom die, ekskuus, ek is nou die verkeerde een. Ek is nou by my boek het nie oorgegaan nie, ekskuus. Die 1000 jaar is 'n goue era van Christelike invloed op die aarde. Nie noodwendige letterlike 1000 jaar nie. Die tweede punt is, die wêreld sal geleidelik verbeter word. Daai punt het ons nou net geraak. Die derde een is, Jesus se wederkoms gebeur na hierdie era van die wêreld by 'n vrede en geregtigheid. Die vierde ding is, daarna volg die finale oordeel en die nuwe skepping. Julle as 'n klomp skrifte, Psalm 22:7, Matteus 13 vers 31 tot 33, en ons gaan dit nie deurlees nie. Mosterdsaad. Wie van julle ken die verhaal van die mosterdsaad en die suurdeeg? Jesus se gelykenis. Wat doen die suurdeeg? Wat sê daai? Wat sê Jesus in daai gelykenis? 'n Klein bietjie suurdeeg maak die hele deeg
suur. Die krag van 'n klein mosterdsaad het die vermoë om 'n boom te word. So kan jy sien, dit is die skrifte wat hulle gebruik. Die kerk is klein, dis 'n bietjie suurdeeg wat aan die begin ingeknie word, en dit gaan uitreis en uitreis en uitreis en uitreis, totdat dit die hele wêreld beïnvloed het met die goeie van Christus. OK. So is 'n baie mooi beskrywing van dit. Dan die derde een wat ons kry is amillennialisme. Wat beteken A? Apaties. A beteken teen. Die eerste een sê voor die millennium. Die volgende een sê aan die einde van die millennium. En die derde hoofstroom sê daar is nie 'n millennium nie. 'n fisiese werklike 1000 jaar nie. OK? Wat sê hulle? Die 1000 jaar is net simbolies van die huidige kerktydperk. Met ander woorde, hierdie 1000 jaar spreek net oor 'n lang tyd, so lank as wat die kerkera aan die gang is. Hulle beperk dit nie tot fisiese 1000 jaar nie. Dis nie simbolies of geestelik. Hulle sê dit verteenwoordig, dit maak nie saak hoe lank dit is totdat God gaan kom nie. Dis die 1000 jaar, al is dit 6000 jaar. Al is dit 3000 jaar, al is dit 2000 jaar. Dis 'n simboliese ding. Die millennium is 'n geestelike heerskappy van Christus nou. Hy regeer vanuit die hemel in die kerkera. Is dit so of is dit nie so nie? Yes, hy doen. So kan jy sien, is 'n relevante argument. Hy regeer vanuit die hemel. Die binding van Satan beteken, sê hulle, dat hy nie die nasies kan verhinder om die evangelie te hoor nie. So met ander woorde, die wêreld gaan oop wees dat die evangelie reg oor die wêreld versprei kan word, want Jesus regeer uit die hemel. Daar is nie 'n toekomstige aparte vrederyk nie. Die vierde een is, aan die einde van hierdie kerktydperk, dit maak nie saak hoe lank dit is, nie simbolies 1000 jaar, dit kan langer wees. Aan die einde van hierdie kerktydperk kom Jesus terug, die dode word opgewek en die finale oordeel word gegee en die nuwe skepping volg. Openbaring 20 vers 1 tot 6, Kolossense 3 vers 1 tot 3, Johannes 18 is die basisskrifte wat hulle gebruik. Nou julle kan jy sien, net uit hierdie drie goed, wat is die uiteenlopende sieninge binne die kerk? So hoekom bring ek hierdie goed vir jou? Want ek sê, dit is super gevaarlik om net jou siening te vat en te sê, dit gaan so gebeur. Hoor jy wat ek sê? Want daar is ander goed wat jy in gedagte moet hou, want julle, wie van ons is perfek in kennis? Niemand, en veral op hierdie onderwerp. Ons is nie daar nie. Die volgende stap waarna ons moet kyk, ons het nou gekyk, wat is die siening van hierdie drie groeperinge? Nou kom ek gaan vir jou nou 'n ding sê wat jy moet onthou. As hierdie bril se lense rooi was en ek sit hom op, wat sien ek? Ek hoor nie. Wie het 'n donker bril op hier? Geloop nie een van julle nie. Daar's een daar. Irene, as jy hom opsit, wat sien jy? Donker. As hierdie bril groen was en ek sit hom op, wat gaan ek sien? Groen. Jy gaan lyk soos 'n klomp aliens. As hierdie bril pers was, wat gaan ek sien? 'n Perskakering. Die Bybelse skrif is waar. Die skrif staan daar. Hy kan nie lieg nie. Ek sê gister vir daai vrou, sy sê vir my, dit het daar baie laat bekommer maak, is ek reg, is ek nie reg nie? Ek sê dit is so, dit is almal bekommerd laat maak. Sy sê, want, sê nou net, die Here het vir hom gesê,
of vir die persoon gesê, hy gaan kom op daai dag en daai datum. Dan moet ek mos reg wees. Sê nou net. Nou wil ek vir jou sê, wat sê nou net. Jesus sê, van die dag en die uur weet niemand nie. Hoekom sal God nou sy woord wat hy nooit kan herroep nie, want wat God gespreek het, bly vir ewig staan? Hoekom sal hy nou daai vers herroep en dit vir 'n individuele Afrikaner gee? Wat wil ek sê? Maak nie sin nie. So ek en jy moet vanmôre verstaan, dit gaan om 'n interpretasie. Wat se bril het ek op? Want as ek nou een van hierdie 3 hoofstroomlyne gekies het, nou begin ek die Bybel lees met die skrif van die pre-millennium. Of ek begin die Bybel lees met die skrif van die post-millennium. Of ek begin die Bybel lees met die amillennium gedagte. Die wat jy nou gekies het. Okay? En alles wat jy sien, raak voor die millennium. Of die millennium. En glo my vry, jy gaan hulle sien, jy gaan hulle kry, want jy gaan redeneer oor daai goed met jouself. So, dis belangrik dat jy verstaan, daar is verskillende sieninge, maar nou wil ek gaan kyk, wat is die kritiek teen elke siening, sodat jy vir jouself kan besluit waaroor dit gaan. Nommer 1, wat is die argumente teen premillennialisme voor 1000 jaar? Nommer 1, te veel klem op die aardse koninkryk. Jesus sê, nou gebruik, dit is die skrif wat hulle gebruik, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Hoekom wil julle 1000 jaar vrede op die aarde hê? Johannes 18:36, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. So dit is die teenargument vir hierdie pre-millennialisme, kan jy sien. Die volgende probleem is, die dubbele opstandingsprobleem, en daarmee het ek ook 'n probleem. Met ander woorde, wanneer gaan hulle opstaan? Daar's 'n dubbel opstanding. Nou sê hulle, daar kan nie 'n dubbel opstanding wees nie. Dit maak 2 aparte, dis nou wat die teologie sê, dit maak 2 aparte opstandings, een aan die begin van die millennium en een aan die einde van die millennium. Baie skrifte praat van net een finale opstanding, hulle noem dit die dag van die Here. So kan jy sien, daar's 'n geldige argument teen dit. Johannes 5 vers 28, moenie jou hieroor verwonder nie, dis die skrif wat hulle gebruik, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan, nommer 1, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling. So dis die skrif wat hulle gebruik. So wie gaan opstaan? Hier kan lyk dit asof almal gelyktydig gaan opstaan, party tot die ewige lewe en ander tot die ewige verderf. Die implikasie is dieselfde gebeurtenis, die dag van die Here, as 'n klomp skrifte wat dit sê. Die derde ding is, die derde probleem wat hulle hiermee het, die derde argument is, die herbou van 'n fisiese letterlike tempel. Sommige forme van premillennialisme sê daar kom weer dieselfde, met ander woorde, die diereoffers wat in Christus weggeneem was, gaan weer terugkom. Nou het julle al gekyk na Israel se geskiedenis, hulle is sterk besig, en daar's baie goed wat oor die media gaan, wat sê, hy is besig om die tweede tempel se goed reg te kry vir herbou. Kom aan. Hulle sê dit, jy hoor dit oral, dis vandag se tyd, is dit 'n algemene ding. Hulle wil die tempel herbou. Hoekom? Sodat hulle die offerstelsel kan herinstel, want hulle het Christus verwerp. Okay? So, belangrike punt om te onthou. Letterlike tempel. Hebreërs 10, hoor dit sê hy. Deur hierdie wil, hulle sê, as daar weer 'n tempel gebou gaan word, waar lei dit God se woord. Dis wat hulle sê. So hulle sê dit kan nie plaasvind nie. Deur hierdie wil is ons geheilig,
deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. En elke priester staan wel dag en dag om diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring, wat tog nooit die sondes kan wegneem nie, maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is, 'n voetbank van sy voete, want die een offer het hy vir altyd volmaak, die wat geheilig word. En ook die Heilige Gees gegee aan ons as getuies. Vers 18, waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is daar geen offer meer vir die sonde nie. So hulle sê, waaroor gaan God toelaat dat daar nog 'n tempel gebou sal word om diereoffers in te bring? Is dit 'n relevante argument? Yes. Die vierde ding is onder hierdie ouens, dit kan lei tot 'n politieke fokus. Dit kan mense aanmoedig om 'n aardse koninkryk te verwag, eerder as om 'n geestelike koninkryk te soek. Argumente teen die postmodernisme. Wat sê hulle nou teen die ouens na die 1000 jaar? Nommer 1. Kritici waarsku teen 'n oormatige optimisme. Die Bybel leer dat die wêreld meer boos sal word teen die einde as meer regverdig sal wees. Wat leer hulle? Dat die suurdeeg van die kerk sal die wêreld infiltreer totdat daar 'n 1000-jarige vrede aanbreek as gevolg van die kerk se invloed. Okay. Hoor dit sê Paulus in Timoteus. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae, wanneer? In die laaste dae, swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God, mense wat in gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het. So wat sê Paulus? Wat gaan met die wêreld gebeur? Dit gaan agteruit gaan. Okay? Wat sê Post? Die kerk gaan dit verbeter. So Paulus sê, nee, dit gaan agteruit gaan. Die volgende argument is vervolging, die realiteit van vervolging. Matteus 24. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak en julle sal deur al die nasies die wêreld gehaat word ter wille van my naam. En dan sal baie tot struikeling gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van baie verkoel word. So wat sê die kritici teen die Post? Die kerk gaan nie so 'n invloed soos wat julle sê kan uitoefen nie. Johannes 16:33. Dat ons in hom vrede sal hê, maar in die wêreld sal ons verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Om te dink dat die wêreld beter gaan word soos die kerk in die wêreld groei of uitbrei, sê die Bybelskrifte vir ons, dit is nie heeltemal so nie. Okay, daar is teenkanting teen dit. Daar is 'n historiese feit. Die kerk verkondig al 2000 jaar die evangelie. Nou wil ek jou vra, is die hele wêreld tot bekering, ja of nee? Na 2000 jaar. Toe Lady Di dood is, het dit 4 ure gevat vir daai boodskap om die hele wêreld te bereik. Maar die kerk sukkel al 2000 jaar om die beste nuus van almal by die wêreld uit te kry. Is dit nie erg nie? Die laaste punt van hulle is die boek van Openbaring se goddelose lasteringe, Openbaring 13 en 2 Tessalonisense 2. En 'n mond is aan hom, die anti-kris gegee, wat groot woorde en godslastering uitspreek, en aan hom is baie mag gegee om dit 42 maande lank te doen, dis 3,5 jaar. So met ander woorde, hier het jy 4 dinge wat die kritici sê, Postman, dit kan nie werk nie, want dit is wat die Bybel sê.
Ons het nou 4 of 5 goed gehad, wat die ouens sê, die pre-millennium ouens, kan nie werk nie, want dis wat die Bybel sê. Het die Bybel verander? Nee, dis die interpretasie wat verander. Die laaste een, en dan is ek amper klaar. Argumente teen amillennialisme. Wat beteken A? Daar is nie 'n 1000-jarige vrederyk nie. Die letterlike vertolking van Openbaring. Kritici sê die natuurlike lees van Openbaring is dat dit toekomstig is en dat Satan letterlik gebind gaan word. Met ander woorde, hulle sê dis net 'n simboliese ding. Die millennium vrede, Jesaja 11 beskryf 'n vrederyk waar wolf en lam saamwy. Dit gebeur nie tans nie. Die oordrewe vergeesteliking van die skrifte. Kritici voel dat amillennialisme te veel van die Bybelse beloftes vergeestelik en nie verwag dat God se koninkryk op aarde sigbaar sal word nie. Die laaste ding wat teen hulle tel is Israel se beloftes. God se letterlike beloftes aan Israel oor 'n land en koninkryk word nie vervul as die 1000 jaar net geestelik is nie. Met ander woorde, is daai interpretasie werk ook nie. Kan jy sien dat ons kan nie die wederkoms beredeneer net van uit een stel sieninge uit nie, uit een stel skrifte uit nie. Dit hang af van hierdie bril waardeur ek kyk. Dis hoekom as ek kyk na die wederkoms, moet jy verstaan, ons noem dit eskatologie. Eskatologie beteken, dis in die toekoms, en jy weet nie alles definitief nie. So jy kan nie roem dat ek weet nou alles nie. Okay, jy kan nie, want jy weet nie alles nie. Dit sal onverskillig wees om te sê, so sal dit wees. Soos die tyd verloop, sê ek nou vir jou, kom hierdie puzzle by mekaar. So waarvoor moet ek en jy wag? Elke dag, wat gebeur? En dan gaan ons aan die einde tot 'n slotsom kan kom. Nou julle, wanneer ek gaan kyk net na, wat een ondersteun ek? Ek ondersteun voor die 1000-jarige vrederyk sal die wederkoms plaasvind. Maar nou wil ek in dieselfde asem vir jou sê, binne die pre-millennium ouens, is daar klaar weer 3 verskille. Want die een klomp sê, daar gaan 'n wegraping wees voor die 7 jaar. Die ander klomp sê, daar gaan 'n wegraping wees in die middel, 3,5 jaar. Weet julle wat het ek agtergekom? Dat die fokus van die kerk met betrekking tot die wegrapingsteologie is nie heeltemal reg nie. Ek praat nie van die teologie nie, ek praat van die fokus. Daar word meer gefokus op die wegraping. Ander dag was daar 'n gesin by ons by die huis, hulle het op 'n Sondagmiddag aangekom, gou daar by ons kom koffie drink. En uit die blou tyd sê die dogter en die vrou, hoorie so, ek wil net 'n bietjie vir jou vra, hoe sien jy hierdie wegraping? En die dogter sê, daar's geen manier nie, ek wil net nie agterbly nie. Jong dogter, tienerdogter of jong adult in die 20's. Die klem moenie wees op my en jou wegraping nie. Julle, die woord wegraping is harpatsu, wat beteken wegruk. Jy word weggeneem, soos wat Lot weggeneem is, soos wat Noag weggeneem is. So met ander woorde, die woord wegraping bestaan nie in sy konteks van wegraping nie, maar die woord wegruk, wegneem, is in die Bybel. Nou fokus almal op die woord wegraap. Hulle noem dit wegraap of wegruk. Maar julle, daar's 'n dieper diepte is dit. Wat is die diepte? Die diepte gaan nie oor of ek voor die tyd of ek in die middel, wanneer ek gaan weggeraap word nie, julle. Die diepte lê in dit. Daar gaan 'n dag aanbreek wanneer Jesus weer gaan kom, en wanneer Jesus weer gaan kom, gaan hulle wat in Christus gesterwe het, eerste opstaan, en hulle wat saam met Christus gebring word, die geeste van die afgestorwiges, gaan in een oogwink van 'n oomblik hierdie ou body vervang met 'n verheerlikte body, dat ek saam met Christus in die hemel kan opvaar, man. Dit gaan nie oor wanneer nie. Dit gaan oor wie ek gaan wees. Dis my hoop. My hoop is die opstanding uit die dode, want dis die vloek van die sonde wat Jesus kom breek het, man.
Nou fokus die kerk op hierdie wegraping ding en hulle vergeet, ek hoor nooit 'n ou sê, en ek sê dit nou dag vir my neef, praat ons hoor, ek sê ja, julle fokus op die wegraping, maar ek hoor nooit een van julle sê, daar is 'n opstanding uit die dode en ons noem dit 'n verheerliking nie, man. Want jy kan nie in die hel weggevoer word met hierdie stuk liggaam nie. In elk geval, die ander is al stof. Hoe gaan hy daarbo kom? Jy en ek gaan 'n verreëse, 'n verheerlikte, nuwe liggaam in Christus Jesus ontvang, man, soos wat Jesus gehad het na die opstanding uit die dode. Die Emmausgangers kon hom nie herken nie. Hy loop saam met hulle weet nie dis hy nie. Hy staan op die strand en dan breek hy 'n stuk vis vir hulle oop en hy gee dit vir hulle om te eet. Hulle weet nie dis hy nie. Hulle vermoed net dis hy totdat hy sy hande vir hulle wys. Dan sê hy, kom steek jou hande in my wonde in, en dan sien Thomas, dit is Jesus. Maar ons hak vas. I'm going home. Is julle by my vanmôre? Draai jou fokus. Of Jesus nou aan die begin kom, of hy nou in die middel kom, of waar hy ook al kom, dis nie wat ek sien nie. Ek sien die dag by die wederkoms van Jesus, 'n verheerlikte mens. Ek sien 'n verheerlikte kerk. Ek sien die wat gaan lewe in Christus Jesus. Maar die wat Christus nie aanvaar het nie, wat nie vir God se woord gestaan het nie, wat die merk van die bees en die merk van die op hulle hand en op hulle voorhoof en die naam van hom aanbid het, as geen manier dat hulle kan opstaan om saam met my verheerlik te word nie. Hulle bly tot aan die einde vir die tweede opstanding, waar hulle dan op gaan staan om voor die troon van oordeel te gaan staan, om deur God hulle loon van veroordeling te ontvang. So moenie fokus op wegruk, weggaan. Ek soek 'n ander body, want hierdie ding trek my af. Kom aan, hierdie ding hou my terug. Hierdie ding maak my kwaad. Hierdie ding kan my ontstel. Want hierdie vlees is korrup. Maar in Christus Jesus gaan ek en jy vernuwe. So mag die Here jou ryklik seën. Onthou hierdie 3 goed. Voor, na en teen. As jy dit het, kan jy vorentoe gaan. Dan kan jy die skrif gaan lees en sien, waar pas dit in? Kom ons staan en bid ons. Here, ek wil bid dat U ons sal help om uit te sien na U wederkoms. Nie omdat ons bang is, ons gaan agterbly, of vrees dat ons dit nie gaan maak, maar omdat ons U liefhet en verstaan, dat hierdie liggaam in die oogwink van 'n oomblik verander sal word vir die wat in die lewe oorbly by U wederkoms. En die geeste van die afgestorwe heiliges wat U saam met U gaan bring, sal in daardie oomblik, Here, sal hulle 'n nuwe liggaam ontvang in Jesus Christus. En Here, maak ons fokus vas, dat ons sal kyk na U verheerliking, daarna sal uitsien en daarvoor sal lewe, sodat ons blydskap in ons hart kan hê, in Jesus se naam. Ek wil ook bid vanmôre, Here, terwyl ons nou gaan eet, dat U al die voedsel wat vir ons voorberei is, ryklik sal seën, en ook die samesyn, Hemelse Vader, waar ons ook met mekaar gaan kuier, dat U ook daar genade sal gee. En Here, dat ons ook mekaar sal lief hê, soos wat U ons lief gehad het. In Jesus se naam. Amen. Gaan in sy vrede en liefde, die Here seën julle, ons sal vir julle daar buite sien.